Ek is Karel Minnick van Lemken Suid-Afrika. Lemken Suid-Afrika het ontstaan Januarie 2012. So dit gee ons 14de jaar hier by Nampo waarop ons baie trots is. Lemken Suid-Afrika is 'n volwaardige dogtersmaatskappy van Lemken in Duitsland. So Lemken in Duitsland word wel hier dan verteenwoordig deur ons. Ons is nie 'n invoerder van die implemente nie. Lemken is dan ook die invoerder van muting mulchers in Suid-Afrika. En ons het dit goed gedink om muting mulchers in Suid-Afrika in te voer op aanvraag van ons kliënte, veral kliënte wat onder besproeiing baie reste het wat hulle moet bestuur. Indien jy 'n mulcher gebruik om daai reste dan fyn te kerf, dan maak dit net soveel makliker om daai reste in die grond in te werk met jou masjiene. Veral as dit kom by kliënte wat 2 oeste per jaar insit en daar baie beperkte tyd is tussen die 2 oeste om die grond voor te berei en dan ook jou plantwerk te doen. In die begin van 2023 het Lemken Equalizer wat 'n fantastiese presisieplanter bou in die Kaap aangekoop en vandag is Equalizer dan 100% deel van Lemken en ons doel met die Equalizer planter is om daai planter wêreldwyd te bemark deur ons netwerk en dan sodoende ons markandeel in die presisieplanter besigheid dan te vergroot. Ek is Christo Prinsloo van Lemken Suid-Afrika. Ons is by Nampo hierdie jaar. Ons stel die Lemken Toolit bekend. Wat die Toolit so spesiaal maak, as ons kyk na die hidroliese bank in die voorkant wat op die implement is, waar ons 'n drukking kan stel uit die trekker uit van 500 gram af na 5000 gram om vir jou 'n effektiewe werking te gee om alle onkruid dan uit die grond uit te haal. Die werkspoed wissel van 4 km/h tot 6 km/h. Verstellings vind maklik plaas deur die hoogte van die raamwerk te stel in ons werksposisie en dan ook uit die kajuit uit. Met die kontrole wat in die kajuit is, deur die knop te draai, kry ons dan die drukking van 100 gram tot 5000 gram. Die raamwerkshoogte sal bepaal hoe aggressief die hartjie dan nou sy werking moet verrig, of hy in 'n voorste posisie is of meer na 'n meer regop posisie en dan meer na 'n agterste posisie wat hom minder aggressief maak. Die werkswytes van die masjien kom of in 'n 6 meter, 'n 9 meter of 'n 12 meter. Die raamwerk van die Toolit is baie buigbaar in die land in sy werksposisie en kan ook dan die kontoure baie mooi volg om 'n effektiewe werksdiepte om die onkruid uit te haal eweredig mee te bring. Die Toolit raam is dan ook toegerus met ons noem dit 'n V-folding wat baie help op die wenakker met omdraai van die masjien waar dit dan die vlerke in hierdie posisie kan opgetrek word om te verhoed dat die kante dan ook die grond moet raak. As ons kyk na die Ruben 12, ons kyk na die lekker lang dropbaar in die voorkant vir 'n dubbelwieltrekker om gemaklik te draai op die wenakker. Die Ruben 12 is toegerus met 'n dubbele ry skorrels, simmetriese uitleg. Elke skorrel is gemonteer op sy eie wegbreek aksie van 580 kg druk. Tussen die 2 rye skorrels het ons 'n hartjie wat die materiaal in die grond vinnig afdwing om dit dan op 'n tweede keer te sny. Agter die tweede ry skorrels het ons 'n leveling paddles wat die grond gelyk maak voordat die rollers aan die agterkant 'n perfekte saadbed los. Die rollers dien ook as die dieptebeheer van die implement en gee ook herkonsolidasie en bewaring van vog. Die werksdiepte van die Ruben 12 is tot 20 cm diep. Werkswytes begin by 3 meter tot by 'n 9,5 meter. Hierdie is 'n Karat 10. Die Karat 10 vervang ons Karat 9 wat 'n huishoudelike naam is in Suid-Afrika. Daar's ongelooflik baie Karat 9 buitelploë verkoop. So 'n paar verbeterings wat aangebring is op die Karat 10 ten opsigte van die Karat 9. Waarvan seker van die grootste veranderinge plaasgevind het hier aan die agterkant van die eenheid en dit is rakende die dieptebeheer wat plaasvind op die rollers. Verder, die Karat 10 is dan ook toegerus met hierdie sterdisks wat die grond dan gelyk maak agter die tande. Hierdie eenheid is dan ook toegerus met 'n CTAP 500 wat 'n opsionele opsie is wat jy op jou karat kan plaas. Aan die voorkant is daar verbeterings aangebring op die rame om dit makliker te maak vir die opvou van die masjien.
Dan verder ook jou onderskeid tussen jou Karat 10 en jou Karat 12 is dat jou Karat 12 het 4 rye balke met 'n tandspasering van 23,5 cm. Op jou Karat 10 het jy jou tande gebaseer op 3 balke met 'n simmetriese uitleg met 'n tandspasering van 31 cm. Op die Karat 10 het jy ook dan 'n opsie om sny skorrels aan die voorkant van die masjien te hê, waar dit glad nie 'n opsie was in die verlede op 'n Karat 9 nie. Weer 'n keer, dit is 'n opsie en die masjien kom nie standaard daarmee uit nie. Lemken is 'n innoverende maatskappy. So ons het 'n baie groot fokus om te luister na die behoeftes van ons kliënte. Kwaliteit, diens is van absolute groot belang vir ons. Ons het 'n handelaarsnetwerk in Suid-Afrika. So daar is geakkrediteerde handelaars. Dit kan gesien word op ons webblad. Daar's 'n Facebook bladsy en daar's 'n Instagram bladsy. En kontakbesonderhede van al ons personeel, van ons handelaars en alles is op die webwerf.